ag, as Jesus self tog maar net hier by my was, hier by my kon wees. Nou, as Jesus self my nou maar kon troos, of kon help, of ek vir hom kon vra, Here Jesus, bid vir my nou. Jy weet, ons het dit seker almal al gehoop. En hoekom wens ons dit? Hoekom wil ons dit graag hê? Wel, die harde werklikheid is ons, vir ons as kinders van God, dat ons hulp, versekering, bystand en troos nodig het in hierdie stikkende wêreld met al sy storms. Dis mos asof ons op ons geloofspad daagliks moet voortbeer teen die winde en die storms van versoekings, moeilikheid, stryd, noem nou maar op. Ja, ek wonder, verlang jy regtig na die lewende Here wat elke oomblik by jou kan wees? Begeer jy 'n trooster en 'n helper wat jou nooit in die steek sal laat nie, selfs as jou beste vriende en jou naaste familie jou drop, om dit nou so te stel. Weet jy, geliefde, die Here Jesus het baie goeie nuus vir jou. En ek wil hê dat ons bietjie daarna sal kyk uit Johannes hoofstuk 14. Hy is hier kort voor sy kruisiging in diep gesprek met sy disippels. En ek gaan vir ons net 3 verse lees waar Jesus vir hulle sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet, kan dit ook vertaal as trooster, gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Soos ek gesê het, Jesus is in hierdie gesprek besig om sy bang en onseker disippels hier kort voor sy kruisiging te vertroos, te bemoedig en natuurlik voor te berei vir die gebeure wat sou kom. Hy begin hierdie gedeelte deur vir hulle te vertroos en te sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. En dan vertel hy hulle verder dat hy weggaan om vir hulle plek voor te berei in die ruim huis van die Vader. En hy kom haal hulle ook weer en sal hulle vat, sodat hulle ook kan wees waar hy is. Nou, dis natuurlik 'n heerlike belofte vir die toekoms. En dit geld ook vir ons, elkeen wat aan Jesus behoort. Maar die vraag is, wat van nou? Die tyd wat ek en jy hier op aarde moet volhard en die stryd van die geloof moet stry. Dis 'n moeilike tyd. Ja, elke kind van God weet dit uit eie ondervinding. Ons geloofspad hier op aarde is baie beslis nie maanskyn en rose nie. Dis vol dorings en bulte en ook tye van duisternis, versoekings, beproewings, stryd. Maar weet jy, dis dan nou juis in hierdie konteks dat Jesus 'n heerlike, merkwaardige belofte maak, wat elke kind van God nou op hierdie oomblik raak. Dis die belofte, soos ons gelees het, van 'n ander parakleet. Nou, die Griekse woord is parakletos, en dis baie moeilik om dit met net een Afrikaanse woord te vertaal, en daarom het die 2020 vertalers dit net so getranskribeer tot parakleet. Letterlik beteken dit die een wat langs aan roep. Dit het 'n verskeidenheid betekenisskakerings.
Dit gaan oor iemand wat bystand verleen, 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster. Die term ander parakleet insinueer in hierdie konteks van Jesus se weggaan, dat die disippels natuurlik reeds een het, Jesus self, die een wat nou weggaan. Net so terloops, hierdie titel van parakleet word nie direk aan Jesus gegee in die Johannes Evangelie nie, maar wel in die 1 Johannes brief, in die bekende 1 Johannes 2 vers 1 skryf hy: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet, of voorspraak, helper, by die Vader. Jy kan sien, hier word die term parakleet ook vir Jesus self gebruik. Nou dit bring ons by 'n wonderlike waarheid. Jesus, wat op hierdie oomblik in die hemel is, hy is ons parakleet. Hy is ons parakleet in die hemel. Die Heilige Gees vervul hierdie funksie nou vir ons op aarde. Ja, dis die werklikheid as ons Jesus se woorde glo. Jesus het ons gesê, hy sal vir ewig by ons wees. Hy sal nooit van ons weggeneem word nie. Hy is altyd by jou nou. Nou, voor ons verder ingaan op die beskrywing van die parakleet, laat ons net eers kyk na die konteks soos ons dit kry in vers 15. Jesus maak hierdie belofte in die konteks van 'n innige verhouding tussen hom en sy disippels. Jesus het ons lief en ons het hom lief. En hierdie liefde is natuurlik baie meer as net 'n gevoel of 'n tydelike emosie. Dis ware, grondige liefde wat oorgaan in dade van gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam sy opdragte. Nou ons moenie wat Jesus hier sê verkeerd verstaan nie. Ons liefde vir Jesus is nie die prys wat betaal word vir die gawe van die Gees nie. Nee, Jesus beskryf hier 'n stel verhoudings, nie voorwaardes nie. So wat hy maar net hier sê, sy ware volgelinge sal hom lief hê en gehoorsaam. En hy van sy kant sal vir hulle die ontvangs van die Gees bewerkstellig en waarborg. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die Vader te vra, wat niks aan die Seun weier nie. Jy sal weet, die hele Johannes Evangelie is vol van hierdie innige, volmaakte verhouding en liefde tussen die Vader en die Seun. Jesus die Seun gehoorsaam, volmaak die Vader se wil, ja, tot in die kruisdood. En die Vader weer op sy beurt het die Seun oneindig volmaak lief en verhoor hom altyd. Dit is natuurlik terloops die verhouding wat God die Vader ook met elkeen van ons wil hê, waar ons op 'n punt sal kom waar ons hom volkome ook sal lief hê en vertrou, net soos hy ons volkome lief het. En dan kom ons by die belangrike vers 17. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hier in vers 17 word die identiteit van die parakleet nou duidelik gemaak. Hy is die Gees van die waarheid. Ons kry hierdie term ook in hoofstuk 15 vers 26 en 16 vers 13. Ja, hy staan direk teenoor die duiwel wat die vader van die leuen is.
Jy kan nie 'n groter kontras kry nie. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Hoekom? Omdat hy die waarheid oordra en kommunikeer. En ons moet dit verstaan in aansluiting by die bekende vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die implikasie is reeds hier baie duidelik, dat die Heilige Gees van Jesus getuig. Hy vertel ons en oortuig ons van wie Jesus werklik is. Hy verheerlik Jesus. Ons lees dit in die bekende hoofstuk 16 vers 14, waar Jesus verder praat oor die parakleet wat kom. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. En hier sien ons 'n baie belangrike ding. Die Heilige Gees is ons parakleet. Hy troos ons. Hoe? Wel, hy wys Jesus aan ons. En dis 'n unieke voorreg, want die onbekeerde, rebelse wêreld, die rebelse mens, kan nie die troos en die bystand van die Heilige Gees beleef nie. Dis uniek vir God se kinders. Vir jou wat aan Jesus behoort. Ja, ons weet die wêreld moet op ander troosmiddele in aanhalingstekens staat maak. Ons ken die dinge en ons sien hoe hierdie dinge soos alkoholmisbruik en losbandige verhoudings net eerder verdere ellende veroorsaak. Net om hier af te sluit, hoe raak Jesus sy heerlike belofte vir my en jou prakties nou vandag? Die groot punt hier is, deur die Heilige Gees is Jesus self orals en altyd by ons, by sy volgelinge. Die Heilige Gees is mos die ander parakleet. Jesus is die parakleet. Die Heilige Gees is natuurlik 'n selfstandige persoon in die heilige drie-eenheid. Maar God bly net een. Dis mos nou die misterie van die drie-eenheid. En baie belangrik, die Heilige Gees word pertinent genoem. Die Gees van Christus. Op meer as een plek in die Nuwe Testament. Maar ook, amper nog duideliker, die Gees van Jesus. Daar in Handelinge 16 vers 7. Geliefde, Jesus is altyd by jou deur sy Gees. Jy is nooit meer alleen nie. Hoor dit, glo dit. En daarom kon Jesus vir sy disippels sê dat dit voordelig is dat hy sou weggaan. Daar in Handelinge in Johannes 16 vers 7. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Wat 'n geweldige voorreg om die Heilige Gees, die Gees van Jesus, nou by my te hê. Dis 'n baie groter voorreg as wat die disippels voor Pinksterdag kon ervaar, want dink net daaraan, Jesus as aardse mens kon net op een slag op een plek wees. Maar nou is Jesus
deur die inwoning van die Heilige Gees, die Gees van Jesus, orals en altyd by sy mense. Ja, hy is daar by jou, in jou binnekamer waar jy in die gebed worstel en nie altyd weet hoe om te bid nie. Hy is by jou in jou eensaamheid waar jy heeltemal alleen voel, verlate van alle mense. Hy is by jou in jou stryd teen sonde en versoeking. Hy is by jou daar waar jy in vertwyfeling verkeer of waar die moedeloosheid jou wil oorval. Hy is by jou. Hy troos jou daar waar jy beledigings en vyandskap moet verduur weens jou Christenskap. Hy is by jou daar waar jy nie meer raad weet nie en smag na wysheid. Hy is by ons. Hy bekragtig ons tot heiligmaking, volharding en getuienis. Geliefdes, hierdie is nie 'n teorie en leefwoorde nie. Dis die belewenis van God se kinders. Dis die werklikheid. Maar ons besef dit nie altyd nie. Want ons glo nie altyd Jesus se woorde nie. Mag ek en jy weer opnuut Jesus se belofte glo. Ja, die belofte het waar geword op Pinksterdag, toe die Gees as gawe van die nuwe verbond aan sy kerk gegee is. Die belofte word telkens, elke dag, weer opnuut waar. Wanneer ek en jy sy woord glo, en ons vertroue stel op Jesus, wat nie kan lieg nie, en wat inderdaad sy Heilige Gees aan ons gegee het. Mag jy sy troos, die troos van die Parakleet, ook vandag ervaar. Amen.